Goeiemôre broers en susters. Baie welkom vanmôre. Is lekker om almal van julle te sien. Ek vertrou dat jy 'n mooi week gehad het en ook dat ons vanoggend in ons saamwees versterk sal wees, dat die Here se woord ons harte diep sal binnendring en dat as ons vanoggend begin met ons Pinksterreeks, ons iets sal beleef van die opgewondenheid van die vroeë kerk. Iets van daardie eerste gelowiges toe Jesus opgevaar het hemel toe en toe die Heilige Gees uitgestort is. Mag ons in hierdie week wat voorlê, saam met ons kerk in die wêreld hierdie vreugde en hierdie geleentheid saam vier en saam die wonder van die Gees wat in ons woon beleef. Ek wil vra, kom ons staan as gemeente en bely ons saam hard op ons geloof vanmôre saam. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Broers en susters, die Here groet u vanmôre en hy sê vir u, genade en vrede vir julle van God ons Vader, deur die liefde van ons Here Jesus Christus en deur die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Kom ons staan net so, dan begin ons met ons eerste loflied vanmôre, lied 203, en ons sing daarvan vers 1 en vers 3. Loof die Here al wat lewe, wil hom dank en hulde bring. Lied 203, vers 1 en vers 3. Toe die Fariseërs hoor dat Jesus die Sadduseërs die mond gesnoer het, het hulle bymekaar gekom. En een van hulle, 'n wetgeleerde, het hom met 'n vraag probeer vastrek. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet?
Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Broers en susters, ons ken hierdie wet van die Here uit ons koppe uit. Dit is amper asof as 'n mens dit hoor, jy amper in auto mode ingaan. Maar ek wil hê jy moet vanmôre vir 'n oomblik stil sit en hierdie woorde oordink. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, siel, krag en verstand en jou naaste soos jouself. Al wat ek vra is dat jy vanmôre sit en net aan hierdie woorde bly dink. Mag hierdie woorde vir 'n oomblik net in die gedagtes maal, net daar waar jy sit. Gee nou 'n paar oomblikke waarin hierdie woorde in die hart maal. Ek moet die Here my God lief hê met my hele hart, met my hele siel, met al my krag en my hele verstand. Ek moet my naaste lief hê soos myself. Amen. Terwyl ons so sit, kom ons sing lied 265, vers 1 en vers 2. Broers en susters, jy kan die Bybels oopmaak vir oggend. Ons skriflesing kom uit Johannes hoofstuk 17 uit. En ons lees daar saam van vers 1 en dis op bladsy 147 in my Bybel, Johannes hoofstuk 17 en ons begin vanaf vers 1 tot by vers 5. En ons tema vir oggend is Jesus bid vir jou geloof. Terwyl ons so sit, kom ons bid saam. Ons driemaal heilige God en Hemelvader, Here, ons dankie dat ons vanoggend kan stil word met die woord voor ons oop. Aan die begin van Pinksterfees, donderdag wat verby is, Here, het ons U hemelvaart gevier. Wat 'n wonderlike belewenis, wat 'n wonderlike wete, wat 'n wonderlike troos, om te weet U sit aan die regterhand, U sit op die troon. Here, en daar is U elke dag, U oë gerig op ons. U slaap nie en U sluimer nie in nie. Want Here, U het ons lief. U hou ons dop. U hou ons vas. En daarom as ons vanmôre stil word, Here, wil ons kom vra, breek asseblief U woord vir ons oop. In hierdie Pinksterreeks, Here Jesus, lees ons U woorde waar U vir ons sê, ek bid vir jou. Daar waar U aan die troon sit, daar waar U in die hemel is, bid U vir my. Mag ons die diepte en die gewig en die erns en die troos hiervan hoor, maar ook verstaan en glo. En Here, my gebed is vanoggend dat elkeen van ons met 'n boodskap hier sal uitstap. Here, hierdie preek tref elkeen vanmôre op 'n ander manier. Verskillende woorde en op verskillende vlakke. Maar my gebed is, Here, dat elkeen van ons vanmôre met 'n boodskap hier sal wegstap. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons skriflesing Johannes hoofstuk 17 vanaf vers 1. Broers en susters, ons tema hierdie week in die Pinksterreeks, vandag en maandag, dinsdag, woensdag en volgende Sondag, is die tema Jesus bid vir jou. Nou, om vir iemand te bid is 'n baie besonderse handeling. Om te sê ek bid vir jou, as jy dit vir iemand anders sê, is gewoonlik 'n baie intieme belofte wat jy maak.
Nou ek weet, baie keer sê mense, ek sal vir jou bid en hulle bid nooit vir jou nie. Maar as iemand vir jou sê, ek bid vir jou, is dit 'n geweldige, intieme belofte wat iemand vir jou maak. En as iemand nog vir jou sê, hoorie, kom ons staan net vir 'n oomblik stil, ek wil vir jou bid, en hulle bid vir jou in jou teenwoordigheid, is dit seker een van die sterkste koneksies wat jy met iemand kan hê. Vanoggend voor kerk het jy het vanoggend gehoor van die afsterwe van oom Jan Wiet. Bel ek vir Tannie Lien. En ek sê vanoggend vir haar, Tannie, ek bid vir Tannie. En al wat sy vir my sê, Rian, dis al wat ons kan dra, is gebed. En as jy dit nog nie beleef het in jou lewe, hoe intiem ander mense se gebed vir jou is nie, hoe kosbaar ander mense se gebed vir jou is nie, mag jy vanmôre besef, hoe kosbaar en belangrik Jesus se gebed vir jou is. En daarom begin ons hierdie week en vanmôre met die tema, Jesus bid vir jou, maar vanmôre baie spesifiek, Jesus bid vir jou geloof. Jesus bid dat jou geloof bewaar word, dat jou geloof sterk sal bly en dat jy nie die wedloop sal uitsak in nie. Nou kom ons lees 'n stukkie saam uit Johannes uit. Nou Johannes 17 vorm deel van wat ons noem Jesus se hoëpriesterlike gebed. Jesus se hoëpriesterlike gesprek. Dit is in die bovertrek, 'n kort rukkie later, minder as 'n paar ure later, word Jesus gevange geneem. So hy en sy disippels is in die bovertrek, hy deel met hulle eintlik sy famous last words, voordat hy Getsemane toe gaan, en dan uiteindelik Golgotha toe. So hierdie is 'n baie intieme oomblik, 'n baie emosionele oomblik, wat Jesus met sy disippels deel. En dan lees ons in hoofstuk 17 vers 1. Nadat Jesus dit gesê het, het hy na die hemel toe opgekyk en gesê, Vader, die tyd het gekom. Verheerlik die Seun, sodat die Seun U kan verheerlik. U het hom immers die volmag oor die hele mensdom gegee, om aan almal wat U hom gegee het, die ewige lewe te gee. En dit is die ewige lewe, dat hulle U ken, die enigste ware God, en Jesus Christus, wat deur U gestuur is. Ek het U op die aarde verheerlik, deur die werk te volbring, wat U my gegee het om te doen. Verheerlik U my nou ook by U Vader, met die heerlikheid wat ek by U gehad het, voordat die wêreld bestaan het. En dan ons teksvers vir hierdie hele week is vers 9. Ek bid vir julle. Jesus wat sê, ek bid vir julle. Ons skriflesing so ver vanoggend. Nou broers en susters, ek het vanoggend 'n bak water saamgebring. Nou, ek gaan hom hier op die kansel neersit. Dis nie so belangrik dat jy hom sien nie, dis maar net, dis 'n groot bak water. Nou in die Bybel simboliseer water gewoonlik die teenwoordigheid van God, die heiligheid van God. Water is die simbool van die Heilige Gees in die Bybel. Met ander woorde, ons een wees met die heiligheid en die teenwoordigheid van God. Water is 'n simbool van ons wat saam met God kan wees. Nou as 'n mens die Bybel begin lees en jy lees in Genesis hoofstuk 1, dan lees jy die verhaal van Adam en Eva. En dan lees ons daardie verhaal dat God het die mens gemaak na sy beeld. Nou verbeel jouself vanoggend hierdie koppie is die beeld van God. Nou ek weet, dis nou nie 'n realistiese voorstelling nie, maar verbeel jou hierdie koppie is die beeld van God. En in Genesis staan daar, ek en jy is gemaak na die beeld van God, oor 'n baie spesifieke rede, sodat ek en jy die heerlikheid van God kan dra in ons binneste. Ons lees in Genesis hoe Adam en Eva saam met God wandel, hoe hulle in die teenwoordigheid van God is, hoe hulle met God praat, want ons is geskape na die beeld van God, dat ons die heerlikheid van God kan hou en saam met hom kan wees. Maar nou ken ons die verhaal van Adam en Eva baie goed. Ons ken die verhaal van op 'n dag toe die Satan in 'n slangvorm aan Adam en Eva verskyn. En op daardie dag het Adam 'n slegte dag. En hy druk 'n gat in die beeld van God. Saam met Adam het Eva daardie dag 'n slegte dag. En sy druk 'n gat in die beeld van God.
En so kom sonde, en wat doen hy? Hy breek die beeld van God in ons, dat ons nie meer die heerlikheid van God kan hou nie. Nou broers en susters, ek weet nie van u nie, maar ek beskou my as iemand wat 'n pad saam met Jesus loop. Maar ten spyte daarvan sondig ek. Want dis wat sonde doen. Sonde breek die beeld van God in ons, sodat ons nie die heerlikheid van God kan hou nie. En dan lek die heerlikheid van God uit ons uit. Die vrede van God, die heiligheid van God, die heerlikheid van God en die teenwoordigheid van God lek uit ons uit. Maar hier's die ding. 2000 jaar terug kom Jesus aarde toe. Nie net geskape in die beeld van God nie, God self, wat in dieselfde beeld was waarin ons geskape is, kom Jesus 2000 jaar terug aarde toe. En hy sê, ek het jou so lief, dat ek my lewe vir jou gaan gee. En die sonde wat jy gepleeg het, die straf daarvan gaan dra. En daardie dag aan die kruis sê Jesus, as jy in my leef, sal jy genesing beleef. As jy in my leef, en Jesus kom vou ons toe in sy liefde, sal jy weer die heerlikheid van God kan hou. Sal jy weer saam met God kan wandel. Jesus hang aan die kruis en hy sê, Vader, neem my gees, en die voorhangsels keer middeldeur, en dit is die dag, toe Jesus om jou kom. Die dag toe Jesus jou herstel, en jou weer die voorreg gee, om die heerlikheid van God in jou binneste te hou. En dit, broers en susters, is waaroor Johannes 17 gaan. Dit is waaroor dit vanmôre gaan, as Jesus sê, ek bid vir jou geloof. Want as Jesus vanmôre bid, en hy bid vir jou geloof, dan bid hy, dat jy in hom sal bly. Dan bid Jesus, dat jy nie op jou eie hierdie lewe sal leef nie, maar dat jy in hom sal bly, jou lewe lang. En dit is wat ons na vanmôre gaan kyk. Wat beteken dit as Jesus sê, bly in my? Wat beteken dit as Jesus vanmôre vir jou geloof bid en waarom is dit belangrik? Nou kom ons kyk na Johannes 17. Jesus is aan die woord en ons lees hierdie gedeelte en Johannes begin hoofstuk 17 die eerste vers. Hy sê, nadat Jesus dit gesê het, nou dis 'n belangrike ding. Hierdie inleiding van hierdie hoofstuk is verskriklik belangrik en ons moet net vir 'n oomblik teruggaan, een vers terug en vir onsself vra, maar wat het Jesus gesê? Wat is vir Johannes so belangrik dat hy hierdie hoofstuk begin en sê, nadat Jesus dit gesê het? Nou, lees net vers 33. Dit sê ek vir julle, Jesus is aan die woord, hy sê, dit sê ek vir julle, sodat julle vrede kan vind in my. Nou ons gaan nou kyk wat het Jesus gesê. Hy sê, dit sê ek vir julle, sodat julle vrede kan vind in my. Nou dis 'n belangrike deel, en dan gaan hy aan. En hy sê, hy het toe na die hemel toe opgekyk. En die vraag wat ek vir my gevra het toe ek voorberei het is, hoekom kyk Jesus hemel toe? Het jy al ooit daaroor gewonder? Nou ek weet daar's baie mense wat sê, waar is die hemel? Is dit bo, is dit onder, waar is dit? Die kort en die lank is, ons lees, Jesus het saam met sy disippels gestaan, en hy sê toe vir hulle, ek het vir julle gesê, bly in my, sodat julle vrede kan hê, en dan kyk Jesus op na die hemel. En dis 'n vraag wat my baie getikkel het. Hoekom kyk Jesus op na die hemel? En die vraag is eintlik, wie is in die hemel? En die antwoord is, die Vader. God is in die hemel. Nou dis geweldig belangrik, broers en susters, dat ons hier lees, dat Jesus opkyk hemel toe. Want Jesus kyk nie paniekerig rond na wat dit rondom hom gebeur nie. Jesus weet presies wat gaan kom, maar Jesus raak nie paniekerig nie. Die eerste ding wat Jesus doen, is hy kyk op na die hemel. Want Jesus weet waar sy vrede vandaan kom. Jesus weet waar sy krag vandaan kom en Jesus weet van wie sy krag afkom wat belangrik is.
Ek wonder baie keer hoeveel keer raak ons paniekerig in die lewe. Ek self, broers en susters, raak baie keer so paniekerig en dit voel vir my, ek weet nie hoe om die dinge te hanteer nie, en dan spart hulle ou rond. Die eerste ding wat Jesus doen, is hy sê, ek gaan opkyk na my Vader, en daarmee sê Jesus twee belangrike goed. Die een, God is reël. Het jy al ooit in jou lewe gevoel, asof jou gebede net so hier teen die plafon vaslaan? Hoeveel keer het ek al mense by my gehad in die studeerkamer wat sê, Rian, ek bid en ek bid, maar dit voel asof die Here dit nie hoor nie. Dit voel asof my gebede net hier teen die plafon vaslaan. Nou, ek wil begin en vir jy sê wat ek altyd my gunsteling gesegde is. Feelings is not facts. Die feit dat jy voel dat jou gebed teen die plafon vaslaan, maak dit nie waar nie. Die feit dat jy die emosie beleef en sê, dit voel asof God my nie hoor nie, maak dit nie waar nie. En dit is wat Jesus hier sê. Hy sê, ek kyk op na die hemel en ek weet. Nou onthou, Jesus was ook bang. Toe Jesus hier bid, het hy ook vrees gehad, broers en susters, en ons lees dit later, toe hy in Getsemane kom, het sy sweet soos bloed geword. Jesus het ook emosies van vrees beleef. Maar dan kyk hy op na die hemel, want hy weet, God is daar. Jare terug, het ons 'n oom in een van ons manne Bybelstudiegroepe gehad, oom Henny. En ek sal nooit vergeet nie, oom Henny het ons altyd gevra, wanneer word ek glo, ek weet? Dink mooi oor die vraag. Wanneer word ek glo, ek weet? Want ek glo, het hy altyd gesê, is amper half, jy moet jouself motiveer, jy moet jouself oortuig. Maar om te weet is 'n vaste sekerheid. En dit is wat Jesus hier kom sê. Ek weet, God is in die hemel. Ek weet, hy is reël, en daarom kyk hy op na die hemel. Die tweede ding, is Jesus weet waar sy krag vandaan kom. Nou daar's 'n ander plek in die Bybel, waar ons dieselfde lees. Psalm 121 sê, ek kyk op na die berge, en dan die vraag, waar sal my hulp vandaan kom? Jesus wonder nie, Jesus kyk nie na die berge nie, Jesus kyk nie na die probleme nie, Jesus kyk nie en hy sê, disippels, julle moet my nou beskerm nie. Die eerste ding wat hy doen is, hy kyk op na die hemel, want hy weet waar kom sy krag vandaan. En dan later, kyk Stefanus op na die hemel, en hy sien die hemel geopen, en die seun van die mens aan die regterhand van God. Ons gaan nou daarby kom. Hy sê, nadat Jesus dit gesê het, nadat hy gesê, bly in my en julle sal vrede hê, het hy opgekyk na die hemel, en het hy gesê, Vader, die tyd het gekom. Watter tyd? Jesus weet die tyd het gekom, dat hy verloon gaan word. Hy het so pas vir Judas aangewys as die een wat hom gaan verloon. Hy het geweet dat hy in Getsemane gevange geneem gaan word. Hy het geweet dat hy gemartel gaan word. Hy het geweet dat hy gaan kruis toe gaan en hy het geweet dat hy die sonde van die wêreld op hom gaan dra. Maar dis nie waarvan hy hier praat nie. As Jesus hier praat en hy sê, Vader, die tyd het gekom, praat hy nie van die kruisiging nie. Hy praat van die wonderlikste moment. Vader, die tyd het gekom om te vervul dit waarvoor U my geroep het. Die tyd het gekom dat moet vervul word die rede waarom ek mens geword het. Die tyd het gekom dat ek my roeping vervul. En dan sê hy, verheerlik die Seun, sodat die Seun U kan verheerlik. Hy kom en sê, Here, Vader, gebruik my, dat my lewe 'n seën sal wees vir U. Maak nie saak wat met my gebeur nie. Here, gebruik my lewe, dat my lewe tot seën sal wees vir U. Nou, hier's die ding. Waarvoor is jy gebore? Nou, ek weet, broers en susters, gewoonlik, as jy hier in graad 10, graad 11 en graad 12 in jou lewe kom, dan gaan doen ons almal daardie aanlegtoetse. Ek weet nie wie van julle dit ons het dit op skool gedoen, ek dink ons kinders doen dit nog steeds op skool, en dan vul jy 'n vorm in, en dan help hierdie vorm jou om te identifiseer wat jou aanleg is. En dan as jy weet wat jou aanleg is, dan gee hulle gewoonlik vir jou advies, om te sê,
jy moet 'n onderwyser word, of jy moet 'n ingenieur word, of jy moet met mense werk, of jy moet glad nie met mense werk nie. Jy moet met syfers werk en komputers en daai goed. Waarvoor is jy gebore in hierdie lewe? Want toe Jesus sê, die tyd het nou gekom, praat hy nie van sy aanleg nie. Hy sê nie ek het die aanleg om te preek nie, hy sê nie ek het die aanleg om ingenieur te wees of wat ook al te wees nie, hy sê die tyd het gekom om my roeping te vervul. En die vraag is, wat is jou roeping? Daar's net een roeping in jou lewe. In almal van ons wat hier sit, is daar net een roeping. En dit is om God te verheerlik. Ek is gebore vir een doel en een doel alleen. En dit is om God te verheerlik. In die beroep wat ek volg, in die vriendekringe wat ek het, in die gesin waarin ek leef, het ek een doel waarvoor ek geskep is. Om God daarin en daardeur te verheerlik. Maar jy sien, dis wanneer ander dinge vir ons groter prioriteite in ons lewe raak, dat ons in konflik kom. Dat ons nie meer die vrede van God in ons harte beleef nie, dat hierdie gate ons lewe oorheers, want dan leef ons nie meer in Jesus nie. Jy sien, al wat dit beteken om in Jesus te leef, beteken om saam met Jesus te leef, om saam met Jesus te wandel. En daarom is jou een enkele roeping, jou tyd wat aangebreek het, die een enkele vraag, is ek besig om God te verheerlik? Nou, ek wil vir jou 'n storie vertel, ek weet nie wie van julle ken Corrie ten Boom nie. Die Engels spreek uit as Corrie ten Boom, maar Afrikaans noem ons as maar Corrie ten Boom. Sy het in die Tweede Wêreldoorlog geleef, en sy het 'n boek geskryf, The Hiding Place. Nou, Corrie ten Boom is een van die wonderlikste boeke en een van die wonderlikste mense en een van die wonderlikste verhale. In die Tweede Wêreldoorlog het hulle Jode weggesteek in hulle huis, hulle gesin. Hulle het geglo in dat dit die regte ding is om te doen, en so het hulle Jode weggesteek. En op 'n stadium kom hulle toe en hulle word toe gevang en hulle word toe uitgevang dat hulle Jode wegsteek. En so word sy en haar familie in konsentrasiekampe geplaas. En op 'n stadium word sy en haar sussie geskuif na 'n ander konsentrasiekamp toe. Nou, haar sussie se naam was Betsy. En hy vertel dit in hierdie boek van haar, The Hiding Place. En sy vertel hulle word toe geskuif na hierdie konsentrasiekamp toe, wat so 'n bietjie erger is, juis omdat hulle die Jode weggesteek het. En toe hulle daar aankom, word hulle oorgeplaas na die berugte selblok 28 toe. Nou, aanvanklik was dit vir hulle groot skok geweest, maar hulle het nie agtergekom hoekom nie, of hulle het nie geweet hoekom nie, tot hulle die aand gaan slaap het. En die rede waarom dit so berig was, die aand toe hulle gaan slaap, kon Corrie ten Boom glad nie slaap nie, want dit was die selblok geweest wat absoluut oortrek was van vlooie. Hulle was so gebyt geweest dat hulle nie kon slaap nie, dit was net vlooie die hele wêreld vol. En Corrie ten Boom sê toe, sy sê vir haar sussie, ek kan nie meer nie. I'm done, dis my breekpunt. Die vlooie is dit. En sy vertel in haar boek, haar sussie Betsy, wat toe later in die konsentrasiekamp oorlede is, sê toe vir haar, maar Corrie, net gisteraand het die Here met my gepraat uit die woord van God uit. Uit die woord uit het die Here vir my uit die bloute uit 1 Tessalonisense 5 gegee, waar sê, bly, wees altyd bly. Bid geduldig en wees in alle omstandighede dankbaar. En sy sê, Corrie, kom ons wees dankbaar vanaand. Kom ons doen wat die woord vir ons sê. Die woord sê, wees altyd bly, bid geduldig en wees dankbaar. Kom ons dank die Here in die eerste plek vir die wagte wat oor ons is. Kom ons dank die Here vir die beddens wat ons het. Kom ons dank die Here vir die vroue wat saam met ons hier is, aan wie ons die evangelie kan deel. En kom ons dank die Here vir die vlooie wat in selblok 28 is. En Corrie sê vir haar, Betsy, jy's mal. Ek het my breekpunt bereik. Ek trek die lyn by vlooie. Maar so het dit aangegaan. En soos die maande aangegaan het, het hulle begin met 'n Bybelstudiegroepie in selblok 28. Nou in die konsentrasiekampe was dit onwettig geweest, jy mag dit nie gehad het nie, maar hulle het 'n Bybelstudiegroepie gehad. En hierdie Bybelstudiegroepie het begin groei en groter en groter word. Al hoe meer vrouens het hulle harte vir die Here gegee. Maar een ding kon hulle nie verstaan nie. Hoekom het die wagte hulle nooit gestop nie? Want dis onwettig.
En as jy uitgevang is jy doodgemaak, maar nooit het die wagte ingekom om hulle dood te maak nie. Die antwoord sou eers heelwat later kom, toe hulle bevry is. En toe hulle bevry is, stap hulle verby een van die wagte wat gevange geneem is. En Corrie vra vir die wag, hoekom het julle nooit in selblok 28 ingekom nie? Julle moes sekerlik geweet het, dat ons besig was met Bybelstudie. En die wag sê vir haar, die rede hoekom ons nie ingekom het nie, was die vlooie. Nou broers en susters, net daar klik iets in Corrie ten Boom se kop. Dit wat ons dikwels in die lewe wil hê, die Here van ons moet wegvat, dit wat ons tot op breekpunt bly, is heel dikwels die ding wat die Here gebruik om die grootste getuienis in ons lewe te bring. Daardie ding waarmee jy worstel, en die doring in Paulus se vlees, die vlooie in selblok 28 in Corrie ten Boom se lewe, Here, vat dit van my af weg, die lydingsbeker vir Jesus Christus, word die ding waardeur ek God die beste kan verheerlik. Want is in ons swaarste tye, wat Jesus sê, die tyd het gekom. Dis nou die tyd. En ek weet, baie van u gaan deur dinge, en dit maak u bang. Maar ek wil vir 3 goed sê. 1, die Here is vir jou. 2, die Here is by jou. En 3, die Here laat alles ten goeie meewerk vir die wat hom liefhet, wat in hom leef en sy wil doen. Dis 'n belofte. Want Jesus gaan aan. En hoor hoe trek hy die toue van hierdie belofte stywer vas. Hy sê in vers 2. Hy sê julle moet in my bly. Ekskuus, ek sou verkeerd omgeblaai. Vers 2 sê hy, verheerlik die Seun sodat die Seun u kan verheerlik. U het hom immers die volmag gegee oor die hele mensdom om almal wat aan hom gegee het die ewige lewe te gee. En dit is die ewige lewe. Hy beskryf Jesus wat die ewige lewe is. Hy sê dat hulle u ken, die enigste ware God en Jesus Christus wat deur u gestuur is. Wanneer begin die ewige lewe, broers en susters? Wanneer breek die ewige lewe aan? Kan ek vir u sê, u is reeds deel van die ewige lewe. Almal van ons wat vanmôre hier sit, is deel van die ewige lewe. Want jy sien, ons liggame gaan dood. Ons liggame verweer, maar binne in ons is daar 'n siel wat onsterflik is. En hierdie siel is reeds in jou en hy is reeds onsterflik. Daar's ongelukkig net een van 2 bestemmings waarheen hierdie siel kan gaan nadat hy die liggaam verlaat, en dis hemel of hel. En nou kom Jesus en hy sê, ek het die volmag om die ewige lewe te gee, om die hemel te gee. En die vraag is, wanneer begin dit? Dit begin nou reeds. Daar waar jy sit, kan jy deel hê aan die ewige lewe wat Jesus bied, die ewige lewe in die hemel. Jy kan die vrede wat alle verstand van God te bowe gaan, kan jy reeds hê in Jesus. En daarom sê hy, die ewige lewe is dit. Hy sê 2 goed. Om God as die enigste en ware God te ken. En 2, om saam met jou verlosser te wandel. Dis die 2 goed wat die ewige lewe in jou bring. En broers en susters, as jy hier vir God ken, nou, waar jy nou sit, as jy die ware ewige God nou ken, sal jy 'n vrede in jou lewe hê wat alle verstand te bowe gaan. Wat maak nie saak watter storm jou lewe tref, jy sal dit weet, God sal dit in goeie laat meewerk. Want jy het reeds deel aan die ewige lewe. Hulle vertel die storie, is 'n wonderlike storie, van 'n kunstenaar, bekende kunstenaar, wat een keer teruggegaan het na sy klein dorpie toe waar hy groot geword het. Hy het in 'n klein dorpie gebly.
En hy gaan toe terug en hy kom in die dorpie en terwyl hy so deurloop uiteraard toe hy in die dorpie gebly het hy baie skilderye gemaak vir mense en vir vriende. En dit het baie keer weggegee as persente en hy stap verby die pandjieswinkel en hy sien in die pandjieswinkel se venster, hier is een van sy skilderye, een van sy meesterstukke, een van die meesterstukke waarop hy die trotste was. En hy sê toe vir homself, maar ek kan nie net ingaan en sê, dis my skildery nie, en hom vat nie. En hy kyk toe na die skildery en hy sien, die skildery is verskriklik vuil, hy is verwaarloos en die raam waarna hy is gekraak. En hy stap toe in en hy koop toe die skildery. Want toe hy die skildery koop, toe kon hy hom herstel, hom restoreer en 'n nuwe raam omsit. En dis wat Jesus kom doen het. Jy is sy meesterstuk. En dis wat hy hier praat van die ewige lewe. Bring alles wat jy het, broers en susters, al jou kommers na die troon van God toe. En Jesus sal jou restoreer. Hy sal jou lewe weer skoon maak en hy sal jou 'n nuwe raam gee. En hy sal vir jou bid. Want hoor wat bid hy vir Petrus. Hy bid vir Petrus in Lukas 22 die volgende. Hy sê, die Satan het daarop aangedring om julle soos koring te sif. En hoe doen die Satan dit deur hulle te vervolg? Om deur moeilike tye oor hulle pad te bring. Hy sê, die Satan gaan julle van my af probeer wegdryf. Die Satan gaan julle deur rykdom en aansien en swaar kry en alle dergelike dinge, goeie en slegte dinge probeer wegvat van my af. Maar dan sê hy, Petrus, ek het vir jou gebid dat jou geloof jou nie begewe nie. En dis wat Jesus vanmôre vir jou doen. Ek bid vir jou dat jou geloof jou nie sal begewe nie. Dat jy sal vasklou aan die ewige lewe. En dan sluit hy af met hierdie 2 verse. Ek het u op die aarde verheerlik deur die werk te volbring wat u my gegee het om te doen. Onthou jy toe Jesus aan die kruis hang, toe sê hy tetelestai, dit is volbring. Dis waarvan hy praat. En daarmee sê Jesus, jy is geskep met 'n doel. Jy is geskep om 'n deel van God se plan op aarde te wees. Jy is deel van iets groter as jouself. En dan die laaste vers, hy sê, omdat ek die werk gedoen het wat u vir my gegee het om te doen, verheerlik my nou ook by u, met die heerlikheid wat ek by u gehad het, voordat ek wêreld toe gekom het. Daarmee sê Jesus, jy is geroep vir 'n taak hier op aarde, wat die Here aan jou gegee het. En as jy daardie taak vervul, jy hou aan Jesus Christus vas in die ewige lewe, sal jy die heerlikheid ontvang waarvan hy hier praat. Maar jou beloning sal nie op aarde wees nie. Jou beloning is nie hier nie, broers en susters. Jou beloning is by God. Daarom maak vir jou skatte in die hemel bymekaar, waar mot en roes dit nie kan verniel nie. Leef op die nou weg, sodat Jesus wat die oorwinnaarskroon vashou, die dag wanneer jy eindtyd volgehou het, die oorwinnaarskroon vir jou kan gee. Maar tot dan, en hiermee sluit ek af, bid Jesus vir jou, dat jou geloof jou nie begewe nie. Dat dit met jou nie so goed sal gaan, dat jy die Here nie nodig het nie. Dat dit jou nie so sleg sal gaan, dat jy hom sal verkwalik nie. Maar dat die Here jou geloof sal bewaar, sal vashou, totdat jy die wedloop en tyd volgehardloop het. Amen. Kom ons bid saam. Jesus, dankie dat U vir my bid. Here, my geloof is nie altyd 'n bastion van geloof nie. My geloof is nie hierdie onkrekelbare en onbreekbare krag waarmee ek berge kan versit nie. Here, ek as Rian het nie eers die geloof so groot soos 'n mosterdsaadjie om vir 'n berg te sê tel jou op en werk by jou in die see nie. Al wat ek het is net U waarin ek kan vashou.
al wat ek het, is geloof in U Here Jesus Christus, dat U my verlos het. En dat U my laat deel in die heerlikheid van my Vader. En daarom, Jesus, bid vir my. Jesus moet asseblief nie ophou bid vir my geloof nie. Want my geloof is swak. My geloof is bitter swak. My geloof is bitter dun. Dankie dat U vir my bid. Dankie dat U vir elkeen van ons bid. Dankie dat U nie ophou bid nie. Bid vir my, Here, in Jesus se naam. Amen. Broers en susters, kom ons sluit vanmôre af met lied 450 vers 1 en vers 2. Vader, Seun, Heilige Gees, hoe sal ons die heerlikheid kan verwoord U lof besing met 'n aardse stem? Kom ons sing hierdie lied vers 1 en vers 2 deur die Here te eer, deur die Here te loof en vanmôre onsself te herinner, Jesus hou ons vas. Hy bid vir ons. Hy bid dat jou geloof sal sterk bly, ook wanneer jou geloof dun is en swak is. Lied 450 vers 1 en vers 2. Die genade van God ons Vader, die liefde van ons Here Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met U wees en met U bly. Amen.